Goeiemôre gemeente. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons drie enige God wat vir ons die wonderlike voorreg gegee het om ook in 'n huwelik te kan staan met 'n eggenoot lewenslang. In 'n verhouding van trou wat God verheerlikend is. In Spreuke 15 vers 22 hoor ons: sonder beplanning loop planne skeef. Sukses is afhanklik van baie raadgewers. As ons vanoggend saam dink oor wat dit beteken as ons die voorreg het om 'n eggenoot te kan kies in hierdie lewe, dan is dit ook raadsaam en goed om in die hand van die wysheid wat ons in Spreuke kry, regtig goeie riglyne vir mekaar te kan deel en saam te kan dink oor wat dit beteken om wys te wees as ons 'n eggenoot kies. As jy dalk nou onmiddellik jou YouTube wil afsit want jy dink, ag, ek is lankal getroud of ek wil nooit trou nie of enige van daai goed, dan wil ek jou tog vra om die handbriek op te trek voordat jy afsit. En ek dink jy sal verbaas wees soos wat ons deur hierdie riglyne uit Spreuke gaan, om te sien dat of jy nou getroud is of nie, of jy lankal die besluit gemaak het om in 'n sekere rigting te beweeg in jou lewe rondom die huwelik of nie, ek dink regtig die riglyne is baie sinvol, ongeag ons posisie in die huwelik of rakende die huwelik. So kom ons kuier lekker saam vanoggend, kom ons wees bidend teenwoordig by ons drie enige God, soos wat ons fyn luister en saam die skrif lees, om te weet wat dit beteken om wys te wees, ook rondom ons huwelike. Voordat ons egter by die skriflesing en die prediking uitkom, nooi ek jou om saam in lof en aanbidding in te gaan. Ons sing liedboek 1:1, by God sal ek beveilig wees. Dan sing ons ook liedboek 1:5:3, o Jesus kom tog nader, en ons sing liedboek 1:6:9, heilig, 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 Heer God Almagtig. Kom ons sing hartlik saam.
Ons skriflesing vir oggend kom uit Spreuke 15 vers 17. Maar dis maar net 'n vertrekpunt, 'n verwysingspunt as dit ware vir ons saam dink oor die huwelik vir oggend. Maar ons sal ook by 'n klomp ander tekste stil staan. Spreuke 15 vers 17 is tog 'n teksgedeelte wat my lekker laat lag elke keer as ek dit lees. Liewer net 'n skeppie groente saam met iemand vir wie jy lief is, as 'n lekker stuk beesvleis en haat daarmee saam. Liewer net 'n skeppie groente saam met iemand vir wie jy lief is, as 'n lekker stuk beesvleis en haat daarmee saam. Een van die beste stukke raad wat ek in my lewe gekry het, was toe ek as 'n jong man die keuse moes maak van huwelik, en daar's vir my reguit gesê, moet dit nie opmors nie. So as jy 'n huweliksmaat kies, dan is dit belangrik dat jy jouself nie in 'n posisie sit waar jy vir die res van jou lewe, want die huwelik is mos nou bedoel om lewenslang te wees, in 'n vertrouensverhouding, in 'n verhouding van lojaliteit en eerbiedigheid voor God, dan is dit nou regtig nie goed om 'n keuse te maak wat vir jou vir die res van jou lewe die lewe baie, baie moeilik sal maak nie. Moenie jouself gebuk laat gaan onder jare se hartseer en pyn nie, is die raad wat ek gekry het. Die huwelik is lewenslang, en daarom kan dit ook as een van die verklaringpunte dien vir waarom Spreuke so kleurvol en dringend praat as daar gepraat word oor die huwelik. Ons het nou Spreuke 15 vers 17 gelees. Luister ook na Spreuke 21 vers 9 en Spreuke 21 vers 19. Dit is beter om op die hoek van 'n plat dak te bly, as binne in 'n huis saam met 'n vrou of 'n man wat oor alles stry. In Spreuke 21 vers 19, dit is beter om iewers in die woestyn te gaan bly, as saam met 'n stryerige vrou of man wat oor alles neel. Enige iemand wat nog ooit in sulke omstandighede in 'n huis moes bly en woon, in 'n huwelik moes staan, sal opstaan en sê, Spreuke 15, Spreuke 21 vers 9 en Spreuke 21 vers 19, praat die waarheid. Dit is my belewenis, ek kan getuig daarvan, en dit is inderdaad so. Ek sal enige tyd daai grasgroen, simpel groente eet. Solank as wat daar vrede en kalmte en rustigheid in my huis is. In plaas van beesvleis, die grootste bier of glas wyn daarmee saam,
maar almal sit in kerm, almal sit in kla, almal sit in beklei. Hoe kan hierdie tipe tragedie vermy word? Die skrywer Clark Warren beskryf 7 noodlottige foute wat bydra tot hierdie tipe tragedies. Die eerste ene is, mense vat dit nie stadig genoeg nie. Mense is oorhaastig as hulle trou. So, kort hofmakery lei heel dikwels tot 'n ongelukkige huwelik. Lang hofmakery lei dikwels tot 'n lang en gelukkige huwelik. Jou verhouding moet die toets van die tyd kan deurstaan. As 'n duimreël, so onthou hierdie is riglyne, hierdie is nie wette waarmee ons mekaar oor die kop slaan, of waarmee ons mekaar inboks, of waarmee ons mekaar wil veroordeel, of wil laat skuldig voel nie. Hierdie is gesonde wysheidsriglyne vanuit die skrif uit, waarmee ons die lewe in die algemeen kan benader. Daar mag uitsonderlike gevalle wees waar dinge dalk anders is, of 'n ander benadering dalk kan werk, maar as 'n duimreël is dit baie goed om na die volgende punt te kyk. As jy dink jou verhouding is nou op die ernstige punt, en jy is nou reg om te trou, oorweeg dit om vir 'n minimum van nog 1 jaar uit te gaan met die persoon. Hoekom nie? Is jy bang dat die gevoel sal verdwyn? Dit sal verdwyn. Die groot vraag is, waarin sal die gevoel dan nou oorgaan? Gaan dit oorgaan in verveeldheid, ontnigtering, frustrasie, leegheid, alleenheid, hartseer aan die een kant? Of sal hierdie gevoel wat verbygaan, hierdie butterflies wat jy aan die begin beleef, sal dit oorgaan en sal dit dan verander in 'n diep bevredigende wederwysige vriendskap? 'n gemaklike, dog uitdagende, 'n veilige, dog stimulerende verhouding. Slegs met die tyd sal jy hierdie vraag kan antwoord. Een van die ander voordele, as jy hierdie algemene duimreël volg, is dat jy jou familie en jou vriende 'n goeie kans gee om die verhouding te observeer. Ons benodig tog ander mense se insigte en die oordeelkundigheid in die neem van groot lewensbesluite, soos wat ons daar in Spreuke 15 reg aan die begin gehoor het. Nommer 2, word eers groot. Ons laat nie 3-jariges met messe speel nie. Wel, hulle dink hulle kan, maar ons doen nie. Ons laat nie 8-jariges rondjaag met karre in die stad nie. En ons laat definitief nie dat 12-jariges publieke beleid saamstel nie. Nou, kom op aarde dink ons dat as ons onderskeidingsvermoë, ons vlak van volwassenheid en ons lewenservaring nie geskik is om in 'n huwelik in te gaan, dat ons dan uiteindelik 'n gelukkige huwelik sal kan hê nie. Om die keuse van eggenote op 'n verantwoordelike en wyse manier te maak, is dit raadsaam om dalk eers 'n bietjie groot te raak. Afhangende van watter sielkundige navorsing jy lees, sal jy verskillende antwoorde kry op wanneer jy sielkundig volwasse is. Weereens, as 'n algemene goeie benadering, as 'n algemene riglyn, kan ons werk op die ouderdom van waarskynlik 25 jaar. Dit verskil in verskillende groepe, in verskillende kulture, in verskillende lande, maar kom ons werk met 'n algemene riglyn van 25 jaar. Voor dan is ons besig met die intense werk van identiteitsvorming. So ons is besig om vrae te antwoord soos, wie is ek regtig? Ons is ook nog besig om af te speen van ons ouerhuis. Ons vra vrae soos, hoe verkry ek selfstandigheid? Wat beteken dit vir my om my eie lewe te leef? Ons is besig om ons kernwaardes vas te lê. Wat is vir my die belangrikste in die lewe? Wat is vir my nie onderhandelbaar nie? Ons is besig om vaardighede te ontwikkel. Waarmee is ek goed? Hoe kan ek my gawes, vermoëns en talente die beste ontwikkel? En watter tipe beroep moet ek betree? Ons is ernstig besig met spirituele formasie. Glo ek regtig in God? Dat Jesus is wie hy gesê het hy is? Wil ek my lewe inrig volgens hierdie lering? Hierdie is 'n kritiese tyd van verandering en groei in ons lewe. Om 'n keuse van huweliksmaat in hierdie tyd te maak, is soos om te skiet op 'n bewegende teiken, terwyl jy op 'n platform staan wat draai. In die Engels, shooting at a moving target from a spinning platform. Dis in alle waarskynlikheid nie raadsaam om daai besluite te maak oor ons lewensmaat as ons nie groot genoeg is nie. Statisties is egskeidingssyfers laer
onder daai mense wat trou 28 en ouer. Dink jy nou dit in? Nommer 3. Een van die 7 noodlottige redes hoekom ons in ongelukkige huwelike opeindig, of in huwelike sit waar ons na die tyd verstom is, dat die persoon nie was wie ons gedink het hulle aan die begin was nie, is gewoon omdat ons verlief is op verlief wees. So ons dink trou sal alle tekortkominge vervul, ons alleenheid, ons gebrokenheid, sal uiteindelik in geluk oorgaan, as ek net kan trou met hierdie persoon. Dikwels is ons kinderjare teleurstellend was, is die huwelik vir ons 'n oplossing in die verband. Ongelukkig is die eenheid tussen 2 sondige, gebroke mense, een wat selde veroorsaak dat ons minder probleme in ons lewe het. Dis raadsaam en wys om eers jou issues aan te spreek, voordat jy kies om in die huwelik in te gaan. Nommer 4, ons probeer ander mense tevrede hou. Veral ons ouers of ons vriendekringe. So party mense het mos sulke subtiele skimpe wat hulle gooi. Ander vra jou sommer net direk. Goed, soos, is dit nie hoogtyd dat jy trou nie? Is dit nie hoogtyd dat jy besluit om nou maar die knoop deur te hak nie? Direk in jou gesig, wanneer gebeur dit? Is jou universiteitskamermaat met net so diamant op haar vinger by die huis, of by die koshuiskamer aankom, na 'n date, dan is die pressure aan. Dan is die druk op jou. Want waar is jou ring nou? En dan begin jy dalk vir jouself vra soos, is dat dalk fout met my? Hoekom het niemand my nog gevra om te trou nie? Wat is hier aan die gang? Nommer 4, ons wil ander mense tevrede hou, ons wil soog onder die sosiale druk en verwagtinge. Of dit nou is van direkte familie en of dit nou is van die breëre samelewing. En op hierdie manier maak ons onwyse besluite rondom die keuse van 'n lewensmaat. Nommer 5. Ons ken mekaar nie regtig voordat ons trou nie. So dit is belangrik om lewenservarings met ons potensiële eggenoot te deel, om saam deur 'n tragedie of 'n groot konflik te beweeg. Om 'n kompromie te moet aangaan oor iets waaroor jy verskriklik ernstig voel, en om dan te sien wat die gevolge daarvan is binne in hierdie verhouding. Om saam finansiële uitdagings te beleef. Om mekaar se beroepe te leer ken, mekaar se vriendskappe te leer ken, om belangrike tyd met mekaar se families te kan spandeer, om saam te kan aanbid, of in Christelike diens te kan staan. Om 'n realistiese oorsig te kry oor hoe jou potensiële eggenoot reageer in verskillende situasies, is krities belangrik, voordat jy oorgaan tot trou. Nommer 6. Algemene verwagtinge van huweliksmodelle, waaroor ons nooit praat nie. So ek het eendag 'n storie gelees van 'n pastoor wat vertel het dat sy pa, een van daai ouens was, hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman, hulle het in Amerika gebly, en dan sal sy pa op 'n besigheidsreis gaan, nie 'n woord daarvan vir sy ma sê nie, en dan soos wat sy pa in Kaapstad land vir die besigheidsreis, om sy besigheid daar te gaan doen, dan kry hy iewers 'n telefoon, hy bel sy vrou in Amerika en sê, o, weet jy, ekskuus man, ek gaan nie vanaand by die huis wees vir ete nie, jy hoef nie vir my 'n bord in die oond te sit nie, ek is in die Kaap vir besigheid. Hy sê, hy beloof vir ons, sy maat nie kwaad geraak oor die, sy maat gesê, baie dankie dat jy my gebel het en my laat weet het, en dan sy aangegaan met haar lewe. Hulle was lewenslang gelukkig getroud, sonder 'n stryery. Hy gaan toe nou in sy huwelik in, en hy dink dis hoe dit is. Sy vrou se pa aan die ander kant, was heeltemal anders. Hy was so te sê elke aand van die week by die huis, behalwe daai aande van die week wat hy iets saam met sy eie vrou gedoen het. So in sy vrou se kop is die verwagting in die huweliksmodel, dat 'n egpaar doen min of meer alles saam. En as jy dan 'n slag nie in die aand by die huis is nie, weer eens, dan doen jy goed saam met jou gesin, nie op jou eie nie. Jy kan dink, wat 'n vuurwerke hierdie benadering en onuitgesproke verwagtinge van hoe 'n huwelik veronderstel is om te moet werk, dan nou uiteindelik uitgespeel het in hierdie mense se huwelik. Dit het klippekou en harde werk gekos vir hulle om te kon kommunikeer oor hulle verwagtinge rondom hoe 'n huwelik moet werk.
Moet asseblief nie aanneem dat jou potensiële eggenoot of die eggenoot saam met wie jy tans in die huwelik staan, maar net sal saamstem of soos 'n lam ter slagting gelei sal word na jou manier van doen nie. Bespreek vooraf, of as jy dan nou klaar getrou het en jy het heel vergeet om hierdie vooraf te doen, bespreek nou die huweliksmodelle wat julle in gedagte het, asook elkeen se voor- en afkere. Hoe verwag julle moet kommunikasie plaasvind? Wat is julle verwagtinge rondom konflikhantering, besluitneming, tyd saam, vrye tyd saam met vriende, familievakansies, spoed van die lewe. Wil jy teen 100 km/h leef, terwyl jou eggenoot dalk net 60 km/h wil doen? Vlak van betrokkenheid in vriendskappe. En dan nou, hoe is julle benadering tot besigheidsreise? Wat is julle verwagting daar rondom? Bepaal ook rolle, praat daaroor. Gaan julle beide loopbane hê? Selfs as daar kinders is? Wie doen wat se huistaakies wanneer? Wie kyk wanneer na die kinders? Dissipline styl van kinders. Wie is finansiëel verantwoordelik vir die familie? Wil jy werk met 'n hiërargiese struktuur in jou huis, gebaseer op 'n spesifieke verstaan van autoriteit en gesag, of op 'n wederwysige onderdanigheid aan God in Christus? Belangrike vrae soos jy kan hoor, wat ons baie keer aanneem, ander mense ook soos ons daaroor dink, totdat ons daaroor begin praat, dan kom ons agter. Sjoe, hierdie is nie so eenvoudig soos ek gedink het nie. En dan nommer 7, ken die gebroke areas. Ons almal sit met gedragsprobleme as gevolg van emosionele seer in ons lewe wat versteek lê. As jy byvoorbeeld 'n boot koop, dan doen jy tog agtergrondnavraag daaroor en verkry 'n professionele evaluasie. As jy 'n vliegtuig koop, dan sorg jy dat jy na die instandhoudingsrekord kan kyk. Jy wil immers weet waarvoor jy jouself inlaat, nie waar nie? Dit is tog niks anders as ons in 'n verhouding staan nie. Die vraag is nie of jou eggenoot traumas beleef het nie, die groot vraag is watter traumas is beleef en hoe affekteer dit hierdie persoon? Dit wat huwelike laat werk, is dan uiteindelik sekere basiese ooreenkomste. In die volksmond leef daai uitspraak wat sê opposites attract. Maar sonder 'n onderliggende fondasie van kernooreenkomste sal hierdie opposites jou en jou eggenoot of jou potensiële eggenoot uiteindelik uit mekaar uitstoot. Dis die 7 noodlottige foute wat ons maak. Dalk help dit ook as ons kyk na 5 sleutelareas wat van kritiese belang is wanneer ons 'n besluit neem rondom ons potensiële lewensmaat. Nommer 1, God. In Spreuke 19 vers 23 hoor ons, iemand wat respek het vir die Here se lewe is veilig. Hy of sy kan rustig slaap. Geen ramp sal hulle tref nie. In 2 Korintiërs 6 vers 14 hoor ons moenie saamspan met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Of watter gemeenskap kan daar wees tussen lig en duisternis? As jy 'n gelowige is, wil jy regtig met 'n persoon trou wat nie 'n verwantskap het met die een wat jou identiteit vorm nie. Jou hart transformeer en betekenis gee aan jou lewe nie. Dit beskik oor die potensiaal om diep disharmonie in jou huwelik te veroorsaak. Op hierdie punt, wanneer ons verskil, is dit anders as wanneer ons verskil oor watter sokkerspan ons ondersteun of na watter restaurant toe ons wil gaan. Nommer 2, karakter. In Spreuke 11 vers 3 lees ons, die opregtheid van eerlike mense wys vir hulle die koers. Die valsheid van onbetroubare mense bring hulle ondergang. Veronderstel hoe moeilike situasie dit moet wees as jy in 'n huwelik staan waar jy graag die waarheid praat, terwyl die ander persoon neig om die waarheid te verdraai. As jy in 'n huwelik moet staan of in 'n verhouding moet staan waar een persoon beloftes nakom en die ander een dikwels beloftes breek. As jy in 'n verhouding staan waar een die finansies en die geld verantwoordelik bestuur en gebruik, terwyl die ander een roekeloos spandeer. As een werk met trou en dissipline, terwyl die ander een
baie lui is. As een nie egbreek pleeg nie, terwyl die ander een of gereeld egbreek pleeg, of dit gereeld oorweeg. Karakterdisharmonie kan uiteindelik 'n huwelik verwoes. Dit bepaal definitief die vlak van vertroue in 'n huwelik. Nommer 3, emosionele gesondheid. Spreuke 22 vers 3, iemand wat verstandig is, sien wanneer die onheil kom en kruip weg. Die onervare mens loop oop oë daarin vas en boet daarvoor. Och, ek ken daai baie goed. Al baie met my gebeur. Het is belangrik om 'n vlak van wederwysige insig in mekaar se emosionele geskiedenis te ontwikkel, om te verseker dat jou toekoms saam met hierdie persoon nie iewers ontspoor as gevolg van geheime, seer en komplikasies uit die verlede nie. Almal het deurgeloop, onder sondige en gebroke ouers, vriende, onderwysers of selfs geestelike leiers. Hoeveel skade is gemaak en is daar genesing gevind? As ons nie emosionele wonde ernstig opneem en genees word nie, gaan dit oor in 'n vrees vir intimiteit, verwerping, versteekte kwaad en woede, kroniese depressie, verlammende onsekerhede, fobias, obsessies en kompulsiewe gedrag, alkoholisme en ander verslawings. Praat lank en diep hieroor. Wie was die belangrike mense in jou lewe en hoe het hulle jou hanteer? Wat is jou beste en slegste herinneringe? Watter gebeurtenis het jou die seerste gemaak? Watter negatiewe gevoelens het jy mee geworstel as kind? Watter negatiewe gevoelens worstel jy vandag nog mee? Uiters belangrik om lank en diep oor vrae soos hierdie met mekaar te praat en indien nodig, as paartjie, as huidige egpaar of as potensiële toekomstige egpaar, saam met 'n kundige, sodat die nodige hulp en genesing kan plaasvind. Nommer 4, kommunikasie, die praat en luister faktor. Spreuke 20 vers 5 sê, wat 'n mens dink, is onpeilbare diep waters, maar verstandiges sal voordeel daaruit trek. Om goed te kan kommunikeer is 'n kunsvorm. Mense in volwasse verhoudings leer hoe om liefdevol en geduldig diep persoonlike gedagtes en emosies uit ander mense te kry. Vra, luister, vra nog vra, wag, moedig sagkens aan, bevestig. Hierdie tipe mense voorsien 'n veilige omgewing waarbinne diep ontdekkings kan plaasvind wat lei tot ware intimiteit in die huwelik. Goeie kommunikasie is slegs moontlik indien beide partye bereid is om te praat en beide partye bereid is om te luister. Dit beteken ook dat ons konflikte opgelos kry sonder om bloed te laat vloei, aangesien die waarheid in liefde gekommunikeer word. Nommer 5. Die fisiese faktor. Ek weet nie of jy al hierdie pragtige vers in die Bybel raak gelees het in Genesis 29 vers 11. Daarna soen Jakob vir Rachel, terwyl die trane oor sy wange loop. Ek wil sommer nou chunk as ek dit lees. Daarna soen Jakob vir Rachel, terwyl die trane oor sy wange loop. Hy werk dan 7 jaar vir haar pa, om haar te kan trou. En as sy skoonpa hom dan kil, dan werk hy nog 7 jaar. 7 jaar was vir hom soos 'n paar dae, omdat hy vir Rachel so diep lief gehad het. As Jakob hierdie meisie sien, dan is al wat 'n skoenlapper in hierdie wêreld is binne in sy maag. As hy haar soen, dan huil hy. Soos die dag toe ek gehuil het op my troue. My ma se een oom het glo so oorgeleen toe ek staan en huil daarvoor soos 'n baba terwyl my vrou in die kerkgebou instap en vra vir my ma, Sissie, hoekom huil Wynand? Wil hy nie met hierdie meisie trou nie? Min het hy geweet, dat dit trane van vreugde, genade, blydskap en groot feesviering is. Soos vir my,
so vir Jakob. In Spreuke 5 vers 18 tot 19 beskryf die skrywer aangrypend: laat jou eie fontein vir jou tot seën wees. Geniet jou eie jong vrou. En dames, jy kan nou die man uit die aard van die saak in hierdie Spreuke 5 inskryf, soos wat dit vir jou goed is. Sy is die bokkie wat jy lief het. Laat haar borste vir jou vreugde gee. Laat haar liefkosings jou die hele tyd oorweldig. Passie, chemistry, die fisiese, is goed geskape deur God. Juis wanneer ons dit geniet, binne die veiligheid van gesonde, God verheerlikende, lewenslange verhouding tussen een man en een vrou. Navorsing dui ook aan, nie dat ons navorsing daarvoor nodig het nie, dat wederwysige fisiese aantreklikheid op die lang termyn 'n stabiliserende en 'n verrykende effek op die verhouding kan hê. Daar's niks meer verkeerd as hy vir jou baie aantreklik is nie, en daar's niks meer verkeerd as hy vir jou bittermooi is nie. Ons het begin deur te lees uit Spreuke 15 vers 22 tydens ons fotum en seëngroet. Daarso adviseer die Spreuke-skrywer ons: sonder beplanning loop planne skeef. Sukses is afhanklik van baie raadgewers. Maak dus die besluit oor wie jou lewensmaat gaan wees, of as jy reeds in die huwelik is, maak die besluite rondom hoe jy kies om jou huwelik in te rig en jou huweliksmaat lief te hê, met behulp van die raad en insette van die wyse en godvreesende en volwasse mense in jou lewe, aan die hand van die riglyne uit die skrif. Mag God ons almal hierin baie genadig wees, en mag jy baie diep en ryk seën beleef in jou eie huwelik. Amen. Ons God, dankie dat U vir ons geskep het met die enorme kapasiteit om lief te hê. En dan juis ook binne in 'n romantiese huweliksverhouding, daai liefde op 'n gesonde manier te kan beoefen, te kan uitleef, te kan groei daarin. Dankie vir die heerlike riglyne vanuit 'n boek soos Spreuke rondom die huwelik. Dankie vir die kleurryke, kleurvolle, dringende taal wat Spreuke het rondom die huwelik. Almal van ons wat in verhoudings staan of reeds in die huwelik staan, weet dat hierdie raad goed is, dat dit sinvol is, dat dit vir ons op die beste moontlike plek sit, sodat ons floreerend lewe kan beleef en kan aangee. Here, wees ons genadig in ons keuse van huweliksmaat. Wees ons genadig in ons keuse van hoe ons binne in huwelike, die van ons wat reeds getroud is, nou staan. Maar ook vir diegene wat kies om deur hulle lewe te gaan sonder om te trou, om binne in die verhoudings wat U in hulle lewe sit, God verheerlikende riglyne vanuit die skrif te kan toepas, om ook daar die lewe voluit te kan leef en beleef. Dankie dat U vir ons goed is, en dankie ook dat ons die pragtige, wonderlike soetsmaak van die liefde kan beleef in ons huwelike voor U. Ons bid dit in die naam van ons drie enige God. Amen. Jy kan die Here nou dien met jou offergawe, maak asseblief van Pay Today gebruik, of jy kan aanlyn inbetaling doen. Tydens ons afkondigings herinner ons jou net aan die huidige preekreeks waarmee ons besig is. Volgende week kyk ons na die tema Bou sterk families, en ons laaste tema in die reeks gaan oor leef met medelee, leef met meegevoel. Ons nooi jou uit om in te skakel vir die laaste 2 dienste in ons reeks. Ons herinner jou ook dat die Vroue Bybelstudie jou uitnooi om in te skakel by hulle saamkoms. Voel asseblief baie welkom om die kerkkantoor te kontak as jy meer details wil hê. Skakel in vir Ouderust Oord se radiodiens op kanaal 7
op al hulle verskillende platforme. Kyk asseblief daarvoor uit. En dan bring ons ook onder jou aandag dat ons op 6 Augustus weer wegneem etes by die kerkgebou gereed sal hê. Hou asseblief jou WhatsApps dop, hou jou e-posse dop, of kontak die kerkkantoor as jy meer details daaroor wil hê. Dankie dat jy ons ook ondersteun in hierdie tyd op hierdie manier. Kom ons sluit af deur saam te sing die eis wat Jesus stel. Ons sing dit tot eer van God. Die eis wat Jesus altyd aan sy disippels stel, neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Al wen jy ook die wêreld, jouself sal jy verloor, maar volg jy hom as leier, volg jy die regte spoor. Sy eis is onvermybaar, ons moet onsself verloon, net dan kan ons sy liefde, sy reg en trou vertoon. Die weg wat na verhooging, uit die vernedering lei, het Jesus self ons leidsman geloop en voorberei. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou rig en lei in jou keuse van huweliksmaat, as ook in jou huwelik. Amen.